1 Tessalonisense, die 5de hoofstuk. En dan van die eerste vers sal lees. Prys die Here wat lewe. Amen. Jy sê maar oor die tye en geleenthede. Broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Paulus skryf hier in die Tessalonisense. Hy was nie daar persoonlik nie. Ons het al het nie tegnologie gehad wat hulle met telefonies kon gepraat het nie. Hy het geskryf vir hulle. Dis waar. En gesê dat oor die tye en die geleenthede is daar nie nodig dat oor aan julle geskryf word. Want julle weet baie goed dat die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Amen. Nou hoe praat baie mense? Ag, ons gaan dit, ons gaan dat, ons gaan dat doen. Ja. En ons gaan volgende jaar gaan ons dit alles doen. Ek en jy weet nie wat volgende jaar ons volgende jaar gaan sien. Hoeveel mense het dit nie al gesê nie? En net 'n rukkie later is dit verby. Ja, dan kan hulle nie meer sien eers nie. Dan hulle die tydelike met die ewige verwissel. En weet, daar is net een van twee plekke waar jy kan gaan eendag. Wil jy hoor wat die plek is dit? Ja. Jy kan hemel toe gaan. En almal moet ons hemel toe gaan. Ja. Maar die ander plek is die hel. En baie mense sê, moenie preek van die hel nie. Jy mag nie preek van die hel nie, want jy maak mense bang. As hulle wil bang word, dat hulle maar bekeer tot God, as dit goed. Ja. Want die Here Jesus het self gepreek van die hel. Hy het gepreek van die hemel en die hel. En dit is belangrik dat die mens moet besef, waarheen is ek op pad? Waar wil ek die ewigheid deurbring? Baie mense soek nog vanmôre na mansions om te bly. Baie mense soek vanmôre van die beste voertuie om te ry. Waarvoor ry baie mense sulke verslap karre? En hulle net een of twee nie. Dis om aansien te wil kry. Om aandag te vestig op hulle. Ek en jy hoef nie hierdie dinge te doen om aandag te vestig op ons nie. Ons moet dinge doen dat die oë gefestig is op Jesus. Amen. Verskoon my. Dit is belangrik dat ons besef, sonder Jesus gaan ons die koninkryk nie ingaan nie. Want die koms van die Here is baie naby. Ons het dit verlede jaar gehad, die storie van mense hand uitgeruk het, en valslik geprofeteer het, en mense benoud gehad het. En dit gebeur altyd dat daar mense is wat sal opstaan om valsheid te predik. Maar God se woord is vanmôre vir ons belangrik. Dat Paulus skrywe aan die Tessalonisense en sy broeders oor die tye en die geleenthede. Broeders, het julle nie nodig dat ek aan julle skrywe nie. Want hoekom het hy nie eers nodig om te skrywe nie? Want hulle weet, die koms van die Here is naby. Hy kom soos 'n dief in die nag. Jy weet, Vrydagnag was daar 'n ding wat gebeur het. Net oor kan die pad. Iemand het die sykant van die hekkie oopgebreek.
En hy het deurgegaan en hy die voordeur oopgebreek. Niemand het gehoor nie. Oké, daar bly niemand mens, geen mense. Maar weet wat gebeur? Wanneer iemand sou geweet het, wanneer daar die mense sou kom, om in te breek in die huis, sou hulle wag gestaan het. Amen. Sou hulle gewag het. En die woord van die Here sê vir ons baie duidelik, die koms van die Here sal wees, soos 'n dief in die nag, waarvan niemand dit sal weet nie. En die mense speel in die wêreld en hulle gaan aan asof God nie bestaan nie. Ag, die Here moet my genadig wees. Wys my waar staan dit dat God jou moet genadig wees? Er staan nie geskryf dat God jou moet genadig wees nie. Dis wat die mense verwag. Dis wat die mense wil hê. Ek kan aangaan soos ek lus het, maar God moet my genadig wees. Ek het verantwoordelikheid teenoor myself. Hoe ek wandel in die lewe. Hoe ek handel in die lewe. Hoe ek deur hierdie lewe stap. Baie mense het die tendens, ek moet net glo, en dis dit, klaar, einde van die prent. En ek sal outomaties die ewige lewe beerwe. Ek sal outomaties God se koninkryk beerwe. Wie wat sê die woord van die Here? Hy sê baie sal in daardie dag sê, berge val op ons, heuwels bedek ons, aarde skeer weg onder ons. Omrede die koms van die Here is sal wees, soos 'n dief in die nag. Wanneer die bloue suur gaan skeer, gaan baie mense eers begin te werklik waar te roep na God, maar is dit te laat. Hoeveel mense wil God aanroep op hulle sterfbed? Wanneer die dood hulle in die oë staar, dan raak mense benoud. En hulle sê, wat moet ek doen? Ek het al langs mense se beddens gestaan wat gesterf het. Waar daar benoudheid is. Want jy weet, wat gebeur is dat die mens se lewe nie reg is met die Here Jesus nie. Ja, maar ek is in hierdie kerk. Die kerk vat jou nie hemel toe nie. Ja, maar ek het posisie, ek is die prediker, ek is die visievoorsitter, ek is, maar jy, wat se sitter jy ook al kan wees na die kerk, maak nie saak. Dis nie wat betel vanmôre nie. Dit is of jou lewe aan Jesus behoort. Sy koms is naby. En baie keer, as jy met mense deel, ons sê hulle, ag, ons sal eendag sien. Jy is nie ernstig met God dan nie. Want jy wil nog graag die dinge van die wêreld aankleef. En weet, dit is nodig dat die mens besef, ons het God nodig in ons lewens. Dit is so nodig dat die mens besef, weet jy, as jy verlof gaan, vakansie wil iewers heen moet gaan, dan weet jy mos waar jy nie wil gaan. Ja. Nie waar. Ja. Wat gebeur? Jy kyk op Google, hoe ry jy? Ek wil vanmôre een ding sê, mense het meer vertrou in Google as hulle God het.
As jy na iets soek en jy soek 'n antwoord, nee, Google dit. Mr. Google. Het jy geweet, Mr. Google kan vir jou lieg ook? Ja. Prys die Here. Hy sê, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. As ons geweet het wanneer kom die Here, dan moet jy gereed wees. Dan sal baie mense, net so dag of 3 voor die tyd, hulle lewens regmaak met die Here. Ja. Die mens gee sy beste lewe vir die wêreld. Ja. Sy beste lewe gee vir die wêreld. En dan moet God tevrede wees met die slegste van jou lewe. Die slegste tyd van jou lewe, wil jy hê God moet tevrede wees met jou. Terwyl ons geleenthede kry in die lewe, om te sê, Here, hier is ek. Dat U mag dien met my hele hart, siel en wese. Met alles wat in my binneste is. Paulus skryf hierdie dinge aan ander. Ons lees vers 3. Hy sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug. Hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Want dit sal hulle oorval. Wanneer hierdie dag aan gaan breek. Wanneer die Here Jesus gaan kom. Of wanneer die mens die dood in die oë gaan staar. Dan kom die vraag, waar gaan jy die ewigheid deurbring? Sê vers 4, maar julle broeders is nie in duisternis nie, dat die dag julle soos 'n dief se oorval nie. So, julle almal is kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag en die duisternis nie. En wanneer is ek 'n kind van God? Wanneer ek my lewe met die Here absoluut reggemaak het. En daarin wandel, en daarin handel, en die sonde haat, met 'n passie. Dit is wat moet gebeur. Ek moet 'n haat hê in my hart vir die sonde. Nee man, God sê, jy mag nie haat nie. Die Here wil hê jy moet die sonde haat. Wat het hy op 'n stadium gesê? Hy sê, wie vader of moeder, of seun of dogter, of vrou, nie haat nie, is nie waardig om 'n diensknegt van hom te wees nie. Dit klink baie snaaks. Maar daar sê die Here dan, ek mag haat. Weet jy wat gebeur? Wat is daai teksvers? Ek kan ongelukkig nou nie teksvers. Kan nie onthou, dit is in Lukas geskryf. Maar dit beteken dat jy nie die persoon moet haat nie, maar die sonde wat in daardie persoon is, moet jy haat. Amen. Haat die sonde. Die woord van die Here sê, haat die kleed van ongeregtigheid. Haat daardie veiligheid. Wie wil graag deur die Soerichplaas loop? Ja. Weet jy, in werklikheid loop baie mense deur die Soerichplaas. Ja, elke dag. Jy kom dit net hier agter.
Nee man, dit is nie so nie. Weet jy wat? Weet jy wat ek vir jou probeer sê? Elke dag loop jy deur die sonde. En jy stink soos die sonde. Soos die Suriesplaas. Met al die sonde wat jy vastkleef. Om daardie Suriesreek van jou af weg te kry. Moet jy gaan bad. En jy kry haat in hierdie stank. Dit walg jou. Is daar iemand wat nie walg vir goed wat stink nie? Dit walg jou. Nou as dit jou en my as mens walg, hoe walg dit nie God nie? Maar die mens is bereid om in daardie stank vir God te gee en sê, Here, hier is ek. Ek wandel net so. U moet my genadig wees. Maar wanneer ek my sondes bely en dit laat staan, daarmee sê ek dis nou tickets. Nou is dit verby. Ek is klaar daarmee. En jy moet opreg voor God. Weet jy wat, dan doen God vir jou iets. Dan sal God vir jou vrymaak. Dan sal die Here vir jou absoluut wonders doen in jou lewe. En ek begin te luister na die stem van God. Wanneer hoe sê wanneer wil mense nie luister na die stem van die Here nie? Wanneer die Here vir my iets sê, wat ek nie eintlik wil doen nie, wat ek myself wil regverdig, nie waar nie, dan sê ek, ag nee man, God sal my genadig wees. God sal vir my barmhartig wees, nie waar nie. Maar sê net vir die mens, stap hom op so die skouer en sê vir hom, moenie bekommerd wees nie my vriend, jy sal hemel toe gaan. Terwyl ek hom streel in sy ore en sê, ag maar moenie bekommerd wees nie. Ag God sal jou genadig wees. Wat sê die woord van die Here? Nie elkeen wat sê Here, Here, sal die koninkryk ingaan nie. Maar hulle wat die wil van die Vader doen, hulle sal die koninkryk beerwe. Amen. Hulle sal die ewige lewe hê. En wanneer ons luister na die woord van die Here, die woord van die Here myne maak. En ek lees die woord en dis eindig. Sê Here, laat ek laat staan. Laat ek los. Nie die woord nie, maar dit wat verkeerd is. Dis waar, ja. Maar is ons lekker om die sonde te doen. Nie waar nie. Is lekker om die sonde te doen as om God se woord te gehoorsaam te wees. Is lekkerder om saam die vriende die verkeerde dinge te doen as om saam met die ander die goeie dinge te doen. Dis waar. Ek wil vra, julle was mos nie kinders gewees nie. Was julle ook kinders? Ja. Dit is nodig dat die mens besef. As die ouer vir jou gesê het, jy moenie dit doen nie, Dat doen jy. dan sê jy, nee is reg, ek sal los. Maar as pa of ma hulle rug gedraai het, ag nee wat, dan doen ek dit saam met die chommies. En ek kom in die moeilikheid, dan wil ek sê, nee maar is hulle wat met gedoen het. Ja. Dan wil ek vinger wys, maar jy's gewaarsku voor die tyd. Dis waar. Jy's gewaarsku.
wil vanmôre een ding sê. Baie mense gaan hel toe, weens chommies, Ongehoorsaamheid. weens vriende, selfs weens familie, wat jou verlei. Dis waar. Weet jy dit? Dis waar. As die vriende nie meer vir jou wil verkuier nie, omdat jy God dien, wees dankbaar. Ja. As familie nie vir jou wil kom kuier nie, wees dankbaar. As jy God dien en hulle wil nie. Al wat jy kan doen is bid vir hulle. Dis waar. Sê Here, wees genadig, wees barmhartig. Glory to God. Ek wil vanmôre een ding sê, ek en jy moet beskermd wees teen die aanslag van die vyand. Om nie saam in die wêreld eendag veroordeel te word nie. Maar saam met ander kinders van die Here God se koninkryk beerwe. Glory to God. Vers 6 sê: Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Prys die Here. Ons lees die volgende vers 7 ook. Want die wat slaap, slaap in die nag. En die wat dronk word, is in die nag dronk. O, Here. Dis 'n probleem in die wêreld. Die wat dronk word, word in die nag dronk. Die wat slaap, slaap in die nag. Ja, maar ek slaap in die nag ook, dag ook, wanneer ek nagskool werk. Paulus hulle skryf hierdie ding, so hulle geskryf het in hulle tyd. Maar wat hy bedoel hier is dat wanneer jy, die wat slaap, slaap in die nag. En die wat dronk word, word in die nag dronk. Is dat hulle moet wakker wees. Hy sê, wees nugter. Moenie dronk word nie, van hierdie wêreld nie. Die mense raak dronk van die sonde, van die ongeregtigheid. Nie waar nie. Dis waar. Maar God wil hê, ek en jy moet helder van verstand wees. Ons moet nugter wees, om te kan wandel in die weë en die vrese van die Here. Want God wil hê, ek en jy moet wakker wees. Prys die Here. Kom ons lees vers 8. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees met die borswapen van die geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. So lees weer uit gedeelte vers 8. Maar laat ons wat van die dag is, met ander woorde, van die wat in God se weë wandel. Wat die wandel wat die Here dien. En nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan. En as helm die hoop op die saligheid. Dat ek en jy as kind van God waaksaam sal wees. Paulus skryf aan die Efesiërs die wapenrusting van God. Hy sê broeders, word dan kragtig in die krag van God se sterkte, nie in jou en my sterkte nie. Wat jou en my stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd wat ons stry is 'n geestelike stryd, 'n geestelike oorlog. Want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk waar die kinders van die Here kan vernietig. Hy kom met slinksheid, weet jy wat, hy kom met die woord van die Here na jou toe. Ja. Hy kom selfs met Christelike liedjies na jou toe.
En hy kom en hy verlei die mense. Hy sê, ag man, kyk so, kyk daar, hoor daar. Hulle praat van die Here. Ek het so ruk terug wat ek gesê het, ek dink ek het in die week ook genoem, van waar hulle die Bybel verander. Waar die moslims dit doen. Hoor jy wat ek sê? Dat hulle daar die woord van die Here veranderbaar moet sê, Jesus Christus, sê hulle die profeet. Sulke dinge verander hulle. En dis die nuwe, en dat hulle selfs daai Bybels verniet uitgee. En dit is iemand wat self daar gesit het en vir hom niks gewees het om dit te verander nie. Tot op 'n teksgedeelte wat hy afgekom het, wat dit vir hom geskit het, tot in sy klein tweentjie. En hy het tot bekering gekom het. En toe moes hy vlug vir sy lewe. Want jy weet, die vyand kom en slee uit na die mens toe. Moslimsheid. Ag, hulle praat mos van die Here so. Maar watter Here praat hulle van? Watter God praat hulle van? Ek en jy praat vanmôre van die lewende God, wat die hemel en die aarde geskaap het. Die see en alles wat daarin is. Wat die plante groei gemaak het. Wat gesê het, laat daar lig wees en daar was lig. Wat gesê het dat die plante groei kom na volgens hulle soorte. En dit was so gewees. Dat die waters en die droë grond van mekaar geskei het. Deur 'n woord te spreek en dit was so. Halleluja. Amen. Dis die ware God. Die ware God wat vir jou sê, maak jou lewe reg met my. Ek gaan kom, soos 'n dief in die nag. Nee, ek kan nie wees nie. My predikant sê vir my so, leer my so geleer. Hulle sal luister wat sê die predikant. Wat vals is, maar hulle sal nie luister wat sê die woord. Ek wil vanmôre een ding vra. Wie kan lieg? Almal kan. Die mens kan lieg. En jou bedrieg. Maar God kan jou nie lieg en bedrieg nie. Ek wil vanmôre een ding sê. As jy aanhou om die wêreld te wil dien, sal jy verlore gaan sonder God. Al lees jy die Bybel. Al bid jy. Wat is jou en my behoud? Net so vinnige gebed is mos jou behoud, nie waar nie. Of lieg ek nou vir jou? Ek lieg nou vir jou. Maar wanneer jy begin met die ernstigheid te bid, en te sê, Here, wees my genadig, wees my barmhartig. Here, ek wil vanmôre bid dat U vir ons beskerm in die holte van die hand, Here. Here, openbaar dit wat verkeerd is in my lewe. Laat ek dit kan verwyder uit my lewe uit. Maar ons verwag, en sê, Here, verwyder dit uit my lewe uit. Ek jou vra, het God dit vir jou in jou lewe gebring? Nee. Jy het dit ingebring. Nie die Here nie, jy het. Dis jou eie toedoen. En jy moet dit self verwyder. Want jy weet, dis wanneer God sien of jy besigheid mee met hom. So man jy naam gesê het, as jy man, hierdie predik het op my gebid, en daai ene, die het op my geskit en geskommel, en so meer.
En ek sê vir jy sit buitekant die kerk. Sy skoonma sê vir my, asseblief, gaan deel net met hom daar. Gaan so toe. En ek sê vir hom, weet jy wat? Jy het nog altyd die pastore getraai. In kerke getraai. Is dit nie tyd dat jy Jesus moet probeer nie? Is dit nie tyd dat jy jou lewe met die Here regmaak, jou sondes bely en laat staan nie? Ag, en hy klim maar die kar en sê, ag, laat hy maar die kar uit klim. Laat hierdie maar vir my bid en klaar kry. Maar vind weet het, toe ons in die bidkamer kom, toe kry hy daar 'n ontmoeting met God. Toe breek hy op. En hy maak sy lewe reg met die Here. En hy begin God te dien. Want jy weet, as jy kerke probeer, en as jy mense probeer, as jy predikers probeer, gaan jy nie regkom nie. Jy moet Jesus probeer. Daar is profete en predikers en so meer, wat die woord kan gee. En mense, wat die woord kan gee. Maar God is die een wat red. Maar die mens moet nie meer ophou om die mense in die kerke te probeer. Hulle moet Jesus probeer. Draai Jesus, man. Want jou en my stryd is nie teen die vlees en die bloed nie, maar teen die magte en die owerhede van hierdie wêreld. Wanneer jy gaan en God aanroep en sê, Here, wees my barmhartig. Here, wees my genadig. Ek weet nie waarheen nie. Soos Jakob met God in worstelstryd was. Dat ek sê, Here, ek sal U nie los, nie voordat U my geseën het nie. Here, ek wil U nie los, nie voordat U my genadig was nie. Dat God sy doel sal bereik in elkeen se lewens. Want die Here kom soos 'n dief in die nag. Hoe staan jou lewe met die Here? Hy sê vir ons vers 9, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Vers 10 sê, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak of ons slaap, saam met hom kan lewe. Wanneer jy God dien, in gees en in waarheid, en of jy nou daardie oomblikke besig is om te waak, en wanneer jy besig is om te slaap, en jy dien God, is hy daar. As hy kom, dan gaan jy saam met hom. Maar waar neem jy my krag vanmôre? Deur met erns God aan te roep, met erns te bid. Ek en jy moet so begin ernstig raak met God, dat wanneer jy bid, jy op jou knieë is en jy roep die Here aan, dat dit voel of jou hart wil skuif. Serena, wat ry kyk my so snaaks aan? Prys die Here. Dit is wat moet gebeur. Dat ons moet ernstig moet wees met God. Ek het 'n jong seun, ek het hom nie geken nie. Hy sê 2-3 boeties geken en sy pa en sy ma geken. Hulle het daar opgebly. Ek het al gepraat van hulle. Dan Rian het Here gedien. Op skool het hy vir mense gepreek. Hulle het met hom gespot.
Hy het baie mense gelei na die Here toe. En eens Vrydag aand op pad na die jeug toe. Er is 'n ongeluk. Op sy motorfiets, toe stamp 2 dronk ouens op. En hy sterf in die hospitaal. Of ek en jy nou vanmôre jonk is, en of ons oud is. Dood vra nie ouderdom nie. Of ons nou vanmôre jonk is, of ons oud is, God is daar. As ek daar wil wees, God is daar. As jy daar wil wees, God is daar. Amen. Jy weet, die Here gee ons elkeen 'n kans in die lewe. Wat wil ek doen in die lewe? Wil ek gereed wees of wil ek maar net saam die flow vloei? Ek wil vanmôre een ding vir jou sê. As jy God dien, sal vriende jou wegskuif. Dis waar, dis die waarheid. As jy God dien, familie sal jou wegskuif. Dis waar. Dit is wat gebeur. Maar jy moet kies in die lewe. En as jy verkeerd kies, het jy 'n probleem. Maar as jy reg kies, het die ander 'n probleem. Hulle sal 'n probleem hê met jou. Omrede dat jy reg gekies het. Is dit nie so nie? Amen. Ek wil vanmôre bemoedig en sê, kom ons dien God met ons hele hart. Amen. Kom ons ondersoek ons lewens by die Here. Dat ek nie my lewe ondersoek met daardie ou of daai prediker. Man, jy kry baie predikers, hulle doen nog die sonde. En nog nooit tot bekering gekom nie, is nie daar vir 'n job. En ek vra nie verskoning, dis die goddelike waarheid. Dit moet vir my 'n job wees nie. Dit moet vir my 'n passie wees en lekker wees. Om vir mense te kan vertel van God se liefde en genade. Dat God jou en my lief het met die ewige liefde. Amen. Dat hy jou trek met sy goedertierenheid. Sodat ek en jy die Here kan behaag, kan dien en die ewige lewe kan beerwe. Met opweeg. Kom ek sê jy word 80 jaar oud. 90. Dan jy nie wil 100 jaar oud word. Amen. Maar die vraag is, gaan jy 100 jaar oud word? Die vraag is, gaan jy 80 jaar oud word? Laat jou lewe aan God oor, man. Dis al. Die Here sal bestem wanneer jy doodgaan. Ja. Dit is wat belangrik is vanmôre. Maar beweeg op daardie 100 jaar en 'n ewigheid. Hoe lank is 'n ewigheid? Oneindig. Hy het geen begin nie Dit is einde. en hy het geen einde nie. Nou vat 80 of 100 of 120 jaar teenoor die ewigheid. Amen. Nou kom ek sê maar 120 jaar oud. Is 120 jaar oud. Niks teen die ewigheid nie. Ja. Jy het 120 jaar lank om God te kan dien. Om die ewige lewe te kan beerwe. Of jy het 120 jaar tyd om die wêreld te dien. In die ewigheid. In die verdoemenis. In die hel. Dis waar. Waar verwyte is. Absoluut. Waar net geween en 'n gekras van tande is. Waar die wurm nie doodgaan nie. Waar die vuur nie uitgeblus word nie.
Want die Here gaan kom, soos 'n dief in die nag. En daardie tydperk wat jy lewe, ek en jy lewe, wat ek en jy vanmôre kan besluit, waar wil ek wees? Die ene kan vir daai een probeer besluit, maar gaan nie werk. Of daai een wil vir daai een besluit, kan nie werk. 'n kerkgenootskap wil vir jou besluit, gaan nie werk. Jy moet self kan besluit in jou lewe, waar jy die ewigheid wil deurbring. Wat het gebeur toe ons uit die een genootskap uit is, die predikant daar gekom en toe sê, man, hierdie ouens sit vir jou brille op. Ons kan jy verbied in 'n Christelike kerk. Ek sê baie dankie dominee. Die kerk kan my verbied in 'n Christelike kerk. Maar die Here Jesus verbied my nie om sy koninkryk te beerwe nie. Dit is noodsaaklik dat ons 'n keuse moet maak in die lewe. En wat is jou keuse? Wat jy wil maak? Wat sê die laaste vers, vers 11 daar? Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Hoe bou ons mekaar op? Deur te sê, hou aan om God te dien. Bid sonder ophou. Roep die Here aan. Los daar die ding uit. Los daai, dis gevaar. Wat sê mense vandag? Moenie my oordeel nie. Los daar die verkeerde dinge uit, maar moenie my nie oordeel nie. God sal my oordeel. Ek voel jammer vir jou. Want jy gaan in die hande van 'n lewende God beland. Wat het die ouens gesê van Sodom en Gomorra vir Lot? Ag, hierdie ou wil altyd slim wees. Hy wil ons altyd vertel hoe om te doen, wat om te doen. En wat het met hulle gebeur? Toe Lot en sy vrou en 2 kinders, dogters, uit Sodom en Gomorra. Toe Lot se vrou nog terug verlang na Sodom en Gomorra toe. Toe sy omdraai en kyk, toe verander sy 'n soutpilaar. Maar daardie wat vir Lot uitgeskel het, toe God die vuur en die swaal uitkom uit die hemel uit, toe sal almal verbrand. So jy het 'n keuse om uit Sodom en Gomorra uit te kom en die ewige lewe te erwe. Of jy bly in Sodom en Gomorra en jy sterwe en jy beland in die poel van vuur wat voorberei is vir die duiwel en sy trawante. Daar is 'n keuse wat die mens moet maak in die lewe. Kom ons sluit ons. Here, vanmôre sê baie dankie vir die woord. My God wat so kosbaar is, Here. Vanmôre sê dankie, Here, vir die bloed van U, my meester, wat gestort is. Vir ons as mens. Dankie, Here, dat ons vanmôre uit genade uit ons ook kan opstaan. Sê, Here, U is ons toevlug. Here, want wanneer die blou asuur gaan skeer en die gaan verskyn op die wolke, gaan dit onverwags wees. Here, wat die woord sê, dit sal wees soos 'n dief in die nag. Want ons weet nie wanneer U gaan kom, Here, om U kinders te kom haal nie. Vanmôre bid vir een ding, Here, wees ons genadig en barmhartig. Dat ons lewens in U verborge sal wees. Here, dat ons U mag dien, my God, met ons hele hart, siel en wese, met alles wat in ons binneste is. En dat U verheerlik mag word in elkeen se lewens. En dat U die woord, my God, en elkeen wat nog mag hoor, Here,
dit sal bewaar in die hart, my God, en nou sal dink, en dit sal toepas in lewens. Here, word verheerlik in alles. Bid dit vanmôre uit genade uit, in die geloofwaardige naam, wat genoem word Jesus Christus. Amen. Amen.